In 1 Korintiërs 12 vers 7 word gesê dat die gawes van die Heilige Gees aan ons gegee word tot voordeel van almal. Dit is dus bedoel om die ander in die gemeente mee te seën en die gemeente op te bou. In Romeine 12 vers 6 tot 8 word 'n lys van gawes gegee. Ons kry dit ook in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, Efesiërs 4 vers 7, 11 en 12 en 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Die gawes is nie oral presies dieselfde nie, want dit verskil van gemeente tot gemeente omdat omstandighede en behoeftes verskil. En al verskil die gawes, is almal bedoel om daardie gemeente te versterk. Reeds in Eksodus 31 vers 1 tot 11 lees ons dat die Here 2 mense uitkies en aan hulle deur die Heilige Gees die vaardigheid gee om al die voorwerpe te maak wat nodig was in die tent van ontmoeting. Hulle kon met goud, silwer, brons, edelstene en hout werk en alles doen wat die Here gesê het gedoen moes word. In Eksodus 35 vers 25 tot 26 hoor ons ook van vroue wat spin en weef. Die gawe van gee en dien word ook duidelik gesien as die volk alles bring wat nodig was om die werk van die Here mee te doen. In elke tyd en omstandighede gee die Here die gawes wat die gemeente nodig het om sy werk mee te doen. As ek dus nie die gawes wat die Here vir my gee wil gebruik nie, verhinder ek dat God se werk gedoen word. Om uit Christus te leef en onsself as lewende en heilige offers aan die Here te gee, beteken dat ons hier is om mekaar in liefde te dien. Die gawes van die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik om die ander te dien soos Christus ons gedien het. Kan die Heilige Gees jou help en toerus om ander, deur dit wat jy doen, in hulle geloof deur jou diens te versterk?